Hallo julle, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus en ek is so opgewonde om vandag saam met julle die woord te kan deel en te kan deel wat die Here vir ons wil sê vandag en net weer in sy woord te kan spandeer. Ek wil julle vra dat voor ons begin, kom ons sluit die oë en ons begin net op die regte manier. Okay, sluit die oë. U my God, my Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe vandag om vir U te sê baie dankie, Here. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns. Dankie, Here, vir U genade, Vader. Dankie dat ons vandag weet dat U het 'n plan en U het 'n doel en Here Jesus, dat U is in beheer, Here, dat U is saam met ons. Ek bid vir elke persoon wat vandag luister, Here, dat U ons harte sal oopmaak, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Here Jesus, dat ons dit U hand kan sien en kan weet dat U het 'n plan, Vader. Ek bid dat U deur my sal praat vandag, Here Jesus. Dat ons sal spreek en so sê die Here, Vader, en sal beweeg, Here, in die volgens die woord van 1 Petrus 4, wat vir ons sê, as enigiemand spreek, moet dit wees soos woorde van God. Vader, mag U met ons praat, ons wil van U af hoor, Here Jesus. Dankie, Vader, dat U by ons stil staan vandag. Ons bid in Jesus se heilige naam alleen. Amen. Amen. Asai. Ek is baie opgewonde om vandag saam met julle die woord te kan deel. Ons gaan vandag in Johannes 4 wees en dan sal ons Johannes 4 vanaf vers 1 tot en met vers, kom ons sê vanaf vers tot vers 8 toe. En dan sal ons bietjie praat. So kom ek lees saam met julle en dan kan ons verder gaan. Johannes 4 vanaf vers 1. Toe die Here dan vermeen dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus selfs nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Sorry, ek het 'n plekkie verloor. Hy het weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan, hoor al. En hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Toe kom daar 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. Die tema wat ons het vir vandag is tyd om weer gevul te word. Tyd om weer gevul te word. Die laaste rukkie praat die Here met my oor hierdie storie van Johannes 4. En dit het alles begin so rukkie terug dat iemand het vir my vertel dat hulle voel baie moeg en hulle weet nie werklik hoe hulle deur hierdie seisoen gaan kom van hulle lewe nie en allerlei dinge soos dit. En hierdie stukkie wil gaan opspeel van Johannes 4. Want as ons lees wat gebeur in Johannes 4. Jesus is in Judea. Hy is besig om daar kragtige werke te doen. Ons het net gelees in Johannes 3 dat ons almal onthou die man met die naam van Nikodemus wat na Jesus toe gekom het. Hy het vir Jesus gevra oor die wedergeboorte. Hy het vir Jesus gevra, hoe kan 'n man dan weer in sy ma se maag inklim? Jesus vertel van 'n storie dat ons deur water en deur gees gebore word. Hy gaan ook aan om te sê in vers 16 die bekende skrifgie wat sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, dat wie ook al in hom mag glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy weet, ons ken daai skrifgie en ons lees al die dinge wat die Here in Judea gedoen het en hoe hy beweeg het daar. En nou kom die Fariseërs en hulle begin Jesus vervolg. Jesus kom met agter dat hulle is agter hom aan en hy besluit toe om terug te gaan Galilea toe. Maar hy vat nie die normale pad nie. Hy vat 'n onbekende pad deur die area van Samaria. Hierdie is 'n interessante oomblik. Want onthou een ding, die Jode van daai tyd en die Samaritaanse mense het nie oor die weg gekom nie. Dit was nie vir hulle 'n plek waartoe hulle gegaan het nie. Hulle het nie met mekaar oor die weg gekom nie. En die rede daarvoor is want die mense van Samaria was basies gesien as 'n inbreed basies. Okay, so hulle het nie geglo dat hulle is 'n volbloed Jood nie. Hulle het nie geglo dat hulle is werklik deel van hulle volk nie. Daarom het hulle uitgestoot en daarom het hulle die area van Samaria heeltemal vermy. Hulle sou eerder om Samaria loop om by hulle plekke uit te kom as om deur Samaria te gaan. Hulle het nooit deur dit geloop nie. Nou op hierdie oomblik, Jesus, wat die leier is van hierdie disippels wat saam met hom wandel en mense wat saam met hom loop, besluit hulle gaan deur Samaria. Let op wat sê die woord. Die woord sê in vers 4, hy moes deur Samaria gaan. Hy moes deur dit gaan. Hierdie pad waarop hulle gaan, ek kan net imagine hoe die disippels daar sit en hulle volg Jesus en soos hulle loop besef hulle,
Hulle is besig om deur Samaria te gaan. Ek kan net imagine hoe die mekaar hulle moet wees. Hoe op hierdie oomblik daar die mekaarheid onder hulle moes gekom het van hoekom gaan ons deur Samaria? Hoekom is ons op hierdie pad? Hoekom moet ons hier loop? Want partykeer kan ons kan eintlik op hierdie oomblik in hierdie storie baie onsself vereenselwig met dit en relate met dit. In die sin van, hoekom is ons partykeer op die pad wat ons is op ons lewens? Hoekom moet sekere goed met ons gebeur? Hoekom moet ons partykeer deur sekere seisoene gaan? Jesus is ons leier, ons volg hom. Hy is ons lig, ons loop agter hom aan. Ons wil net gehoorsaam wees en doen wat hy wil hê ons moet doen. Hoekom lei hy ons partykeer deur die dal van doodskade, deur moeilike tye? En ons almal sukkel met dit partykeer. Ons vra partykeer die vraag, hoekom moet ek deur hierdie gaan? En ons verstaan nie altyd die punt hoekom ons deur sekere goed moet gaan nie. Nou die waarheid is, partykeer is dit ons eie besluite wat ons op moeilike plekke kry. En die waarheid, ons moet onthou met sussie dat besluite wat ons neem, dit het maar op die einde van die dag konsekwensies. Dit het maar goed wat ons moet dra. Ons het nagevolge van ons besluite en partykeer kry ons eie besluite in ons moeilike situasies, maar ons kan hoop skep om te weet dat die Here sal ons deur enige situasie kan kry. En dis die waarheid. Al het jy die grootste fout gemaak, as jy na die Here toe terugdraai en vra Here help my, dan gaan hy jou deur dit kry. Dit beteken nie dit gaan noodwendig dadelik opgelos word nie, maar die Here gaan jou deur dit kry. Maar daar is ook tye in ons lewens waar ons werklik net die regte ding probeer doen. Waar ons werklik net probeer die lewe leef en die pad stap, soos wat Jesus wil hê ons moet die pad stap. En dan in daai oomblikke gaan ons nog steeds baie keer deur situasies, deur seisoene, deur 'n pad in ons lewens wat nie vir ons sin maak nie. En hoe meer en meer ek hierdie storie in Johannes 4 lees, hoe meer en meer kom ek agter dat die pad waarop ons is vandag, daar is 'n doel met hierdie pad. Daar is 'n doel met die reis waarop ons is. Daar was 'n doel, daar was 'n rede hoekom die Here deur Samaria moes gaan. Let op weer in vers 4 hoe hy sê, hy moes deur Samaria gaan. Hy moes deur dit gaan. Dit was 'n doelbewuste besluit, hy moes daardeur gaan. Daar was 'n rede hoekom hulle op hierdie pad gegaan het. My boetie, my sussie, ek wil dit vir iemand vandag sê, partykeer gaan ons deur moeilike tye. Jy gaan dalk deur 'n moeilike tyd nou, deur 'n storm, deur oomblikke van verdrukking. Ek wil hê jy moet vandag moed skep om te weet dat die verdrukking, sê die Bybel, veroorsaak lydsaamheid. Die lydsaamheid veroorsaak vir ons hoop, 'n hoop wat nooit sal beskaam nie in Romeine 5. Ek wil hê jy moet hoop skep vandag om te weet dat wat ook al jy deurgaan vandag, daar is 'n doel met dit. In die regte hande, in die hande van God, is daar 'n doel, daar is 'n rede vir dit. En ons kan hoop skep. En baie keer terwyl ons op hierdie pad stap, maak dit nie vir ons sin nie. Baie keer terwyl ons hierdie pad loop, verstaan ons nie hoekom ons hierdie pad moet stap nie. Maar ek wil hê ons moet een ding besef, dat die Bybel leer ons in Johannes 13 vers 7, 'n skrifgie wat ons al deur soveel goed gehelp het, wat my al deur soveel goed gehelp het, wat sê, Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Jy sal dit hierna verstaan. Jy is besig om 'n pad te stap wat jy dalk nie kan verstaan nie, maar daar gaan 'n punt kom wat jy dit gaan verstaan. Daar gaan 'n punt kom wat jy gaan terugkyk en jy gaan besef, ek het geleer in daai seisoen. Ek het iets geleer daar. Ek is deur dit daar. Ek verstaan dit nou. Op daai oomblik het jy dit nie begryp nie, op daai oomblik het jy dit nie verstaan nie, maar daar gaan 'n punt kom wat jy dit verstaan. Daar gaan 'n punt kom wat jy weer in 'n plek kom waar jy vry voel. En dan kom daar seisoene in jou lewe later wat jy terugkyk en besef, daai seisoen het hierdie karaktereienskap geleer. Daai seisoen het hierdie vir my geleer. Daai seisoen het dit in my gevorm. Dit het my so en so gewys, so en so reg gehelp. Maar wanneer ons deur dit gaan, verstaan ons dit nie altyd nie. Maar ek wil hê jy moet vandag weet dat daar is 'n doel met jou reis. Daar is dinge wat ek vandag in my bediening toepas, wat ek 3, 4, 5 jaar terug geleer het. Op daai oomblik was dit seer, dit was nie lekker nie. Maar vandag kan ek dit toepas. Vandag is dit deel van my bedieningsstyl. Vandag is dit deel van my karaktereienskappe. Hoekom? Want die Here het dit gevorm in daai seisoene. Dit was nie altyd lekker nie, maar ek verstaan dit vandag. En elkeen van ons kan getuig in daai situasie. Maar wat ek oplet in hierdie storie is, soos ons deur hierdie paaie gaan en soos ons op hierdie reis is, partykeer is dit 'n moeilike pad om in hierdie geloof te loop. Om te loop in die geloof dat die Here het 'n doel. Om te loop in die geloof, om te weet dat daar is 'n plan, dat daar is 'n hoopvolle toekoms, daar is iets wat goed uit gaan draai.
En al is jy besig om te loop op die regte manier, al is jy besig om te loop in die wil van die Here, is daar nog steeds oomblikke wat jy moeg raak. Daar is nog steeds oomblikke wat dit moeilik is. Daar is nog steeds oomblikke wat jy net uitgeput voel. En partykeer gaan jy op jou knie en jy sê, Here, ek is net moeg. Here, ek is net moeg. Ek weet nie hoe ek deur hierdie gaan kom nie. Ek weet nie hoe ek gaan herstel van hierdie af nie. En die waarheid is, net omdat ons op die regte pad is, beteken dit nie, ons gaan nie uitgeput word nie. Beteken dit nie, ons gaan nie oomblikke hê waar ons moeg voel nie. En ons kan vandag hoop skep om te weet dat Jesus verstaan dit. Jesus verstaan dit. En in vers 6 sê die woord, en die fontein van Jakob was daar. En Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Jesus was ten volle God, maar hy was ook ten volle mens. En as gevolg van dit, verstaan hy ons menslike aspek. Hy verstaan dat ons moeg raak. Hy verstaan dat om die regte ding te doen, om die regte pad te stap, is nie altyd maklik nie. En 'n mens raak moeg. En hoor wat sê hy? Hoor wat sê die woord? Hy het moeg geraak van die reis. Partykeer as ons op die pad is, raak ons moeg. Ons raak moeg om te vra, Here, wat nou? Here, hoe? Ons raak moeg om te aanhou te beklei en te stry. Ons raak moeg. Maar een ding wat ek ook leer, is net so wat Jesus by die fontein gaan sit het, wat Jakob aan sy seun gegee het, kan ek en jy ook vandag by Jesus se voete gaan sit. Die seun wat die Vader vir ons gegee het. En ons kan by hom gaan sit, en ons kan net weer op 'n punt kom om te sê, Here, help my. Here, dra my. Here, ek het U so nodig. Partykeer raak ons moeg. Partykeer raak ons uitgeput. Maar ons het 'n punt waartoe ons kan terugdraai. 'n Plek, my boetie en my sussie, wat ons weer kan gaan volmaak. En wanneer ons moeg is, die vraag wat ek jou wil vra is, waarna toe draai jy? Waarna toe draai jy om gevul te word? Want ons kan draai na die wêreld toe, maar die wêreld los ons leeg. Ons kan draai na mense toe, maar die mense los ons ook leeg. Die antwoord is, ons moet na die Here toe draai, want die Bybel leer ons in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hoor hoe sê die Here, dit so mooi. As jy moeg is, as jy vermoeid is, as jy verbelas is, as jy deur iets gaan, en jy is moeg van die reis waarop jy vandag is, kan jy na die Here toe gaan. Hy sal vir jou rus gee. Hy sal vir my en vir jou rus kan gee. Ons soek baie keer rus, ons soek baie keer vrede, ons soek baie keer antwoorde op verkeerde plekke. En die waarheid is, die een wat vir ons antwoorde kan gee, sy naam is Jesus Christus. Die een wat vir ons rus kan gee, wat ons vrede kan gee, sy naam is Jesus Christus, ons koning, ons saligmaker. My boetie en my sussie, moenie na die wêreld te draai met 'n vol nie. Dit kan jy nie kan volmaak nie. Want hier kom 'n vrou na Jesus toe in Johannes 4. 'n Samaritaanse vrou. En sy kom om water te kry, en die Here vra vir haar om vir hom water te skep. En sy sê vir hom, Here, maar U het nie 'n skepding. Hoor wat sê hy? Hoor wat sê die woord vir ons in vers 11. Die vrou sê vir hom, Here, U het nie 'n skepding nie, en die put is diep. Waarvandaan kry U dan die lewende water? Is U tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan sy seun aan ons gegee het, en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee? Jesus antwoord haar, hoor hierdie woorde van Jesus. Jesus antwoord haar en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. My boetie en my sussie, wanneer ons na die wêreld toe draai, om ons te vul, as ons na die wêreld toe draai vir antwoorde, dan gaan ons altyd leeg terugkom. Ons gaan uitgeput terugkom. Ons gaan gedreineerd terugkom, moedeloos terugkom. Maar wanneer ons na die Here toe draai, wat vir ons rus kan gee, dan gee hy vir ons nuwe water.
Hy gee vir ons water wat opspring tot in die ewige lewe, wat beteken, dit sal aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou vloei. Daai water bring vir ons nuwe lewe, dit bring vir ons nuwe krag, dit bring vir ons nuwe joy, dit bring vir ons hoop, dit bring vir ons die vertroue, die wete dat Jesus is in beheer, en partykeer kom ons op 'n punt waar ons leeg en moeg is, en die waarheid is, my boetie en my sussie, as ons na die Here toe draai, dan kan ons nuwe water kry. Ons kan ander water kry wat net Jesus kan gee, net iets kry wat net Jesus kan gee, wat in ons binneste begin en uitborrel en uitstroom. Nuwe lewe, nuwe krag, 'n opgewondenheid, wat ons nooit weer sal laat dors kry nie, maar wat ons gevul sal los. Wat ons sal los, gevul deur Jesus Christus. Die waarheid is, die wêreld los ons leeg. Die wêreld kom op 'n punt, en dit drein en drein en drein. Maar wanneer ons na Jesus toe draai, dan vul hy en hy vul ons en hy vul ons. En dit sal uit ons uitborrel, dit sal aanhou vloei. Dit sal aanhou vloei. Ek wil vir iemand vandag bemoedig deur om te sê, as jy op hierdie reis is vandag, en jy weet nie hoe jy deur hierdie reis gaan kom nie, en jy weet nie hoe jy deur dit gaan loop nie, en jy weet nie meer waar om antwoorde te kry nie. Ek wil hê jy moet vandag weet, dat Jesus Christus staan vandag, sy hand uitgestrek, en hy sê, kom na my toe. Almal wat moeg is, almal wat belas is, almal wat vermoed is. Ek sal vir julle rus gee. Die Here wil ons rus gee, die Here wil ons daai water vandag gee. Nie soos die wêreld dit gee nie, sê die Here, gee hy nie. Hy gee iets nuuts, hy gee iets anderste. Gee nie soos die wêreld nie. Hoekom wil ons die hele tyd na die wêreld toe draai wanneer ons moeg is? Hoekom wil ons na die wêreld toe draai om ons gevul te kry? Ons kan na die Here toe draai op hierdie reis. En hy kan ons kom vul met sy ewige liefde, vrede en water. Iets wat altyd by my opstaan en altyd by my opkom wanneer ek praat oor hierdie tipe goed is, die vraag, waar kry jy jou hoop vandaan? Want as jy jou hoop in geld gaan kry, of hoop in mense gaan kry, dan gaan jy altyd net hoop hê totdat die mense of die geld weg is. Maar as jy hoop in iets gaan kry wat van nou af tot in ewigheid dieselfde is, dan sê jy altyd hoop kan aanhou skep. En een wat altyd dieselfde bly, sy naam is Jesus Christus. Die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Ek bid jy my sussie, sit jou hoop vandag in die Here, word weer volgemaak deur die Here, nie na die wêreld te draai nie, draai na Jesus toe. Op hierdie pad, draai na Jesus toe. Maar ek lees ook hierdie storie, dat die wonderwerk wat ons net van gelees het, waar 'n vrou daar staan, en die Here sê vir haar, ek sal vir jou nuwe water gee, en sy kom op hierdie storie tot 'n realisasie, dat hierdie is die Messiah, hierdie is die Seun van God, en sy hardloop na die dorp toe, en daar kom eintlik 'n bekering, 'n revival in die dorp, die wonderwerk wat plaasvind in Samaria, begin ek besef, dat op die reis wat hulle was, het daar wonderwerke plaasgevind. Sien, ek dink die disippels het gedink, dat die oomblik as hulle in Galilea aankom, nadat hulle Judea verlaat het, en hulle gaan na Galilea toe, hulle het gedink, as hulle weer in Galilea kom, sal daar wonderwerke wees. En partykeer dink ons, as ons eers daar kom, gaan daar deurbrake wees. As ons eers daar kom, gaan daar verligting wees, gaan daar vrede wees. As ons net deur hierdie storm kan kom, deur hierdie seisoen kan kom, deur hierdie moeilike tyd kan kom, sal daar vir ons rus wees. Maar die wonderwerk in Johannes 4, is dat daar was 'n wonderwerk in Samaria. Op die reis wat die disippels nie verstaan het nie, was daar wonderwerke. En die waarheid is, die wonderwerke vind plaas op die reis, vir my en vir jou ook. Dit vind plaas op die reis. Die reis wat jy nie verstaan nie nou, my boetie en my sussie, jy kan op hierdie pad vrede vind. Jy hoef nie te wag tot die einde nie. Die vrede kom nie net aan die einde nie, die vrede kan in die middel van die storm kom. Die antwoorde kan op hierdie pad kom. Die Bybel sê, as jy by 'n kruispad kom, sal jy 'n stem agter jou hoor, wat vir jou sê, hierdie is die pad, wandel daarop, wanneer jy links of regs wil draai. Hoor daai woorde, wanneer jy by die kruispad kom, wanneer jy op hierdie pad is, sal jy 'n stem hoor.
En die waarheid is, soos ons hierdie lewe loop, soos ons deur hierdie reise gaan, hierdie seisoene gaan, in hierdie oomblikke is daar wonderwerke. Die vraag is, sien jy dit raak? Die vraag is, kyk jy genoeg rond om daai wonderwerk te sien gebeur vandag in jou lewe? Want baie keer is ons so gefokus dat as ons net daar kan kom, as dit net kan gebeur, as dit net kan draai, as dit net kan verander, dan sal ek dit en dit kry, dan sal hierdie en hierdie gebeur. Maar die deurbraak is op die reis. Die deurbraak is op die pad. Maar ons moet leer om te begin rondkyk. Sien, te veel keer vra ons die vraag, Here, hoekom doen U dit so? In plaas daarvan om die vraag te vra, Here, wat wil U deur my hier doen? Die Engels sê dit so mooi, ek het nou eendag gehoor en by my gebly. Die Engels sê dit so mooi, it is a very dangerous place to be when you are too busy criticizing what the Lord is doing instead of being a part of what the Lord is doing. En op 'n ander manier is, it's a very dangerous place to be criticizing how the Lord is doing something than to actually be a part of what the Lord is busy doing. Sien, my broer, dis 'n gevaarlike plek as jy begin vra, Here, hoe kan U daai persoon gebruik? Hoe kan U hierdie situasie gebruik? In plaas daarvan om te sê, Here, wat wil U in my verander? Wat wil U in my vir my leer? Wat wil U deur my nou doen? Wat is U plan, Here? Ek wil net deel wees van wat U besig is om te doen. Ek wil nie die hele tyd so fokus op waar ek moet uitkom, dat ek mis wat die Here nou in my lewe doen nie. Want die beste tye gaan baie keer verby, want ons is so gefokus op waartoe ons wil gaan, dat ons vergeet dat die Here kan nou ook gebruik. En daar's 'n mooi storie, 'n oudtydse storie, 'n verhaal, waar 'n man aankom by hierdie trainer, hierdie ou wat hulle oefen, en hy vra vir hom, hoe lank sal dit my vat om die hoogste kwalifikasie te kry? En hy sê 5 jaar, die trainer sê 5 jaar. En die man sê, wat as ek 3-4 keer 'n dag oefen? 4 keer so hard oefen? Elke dag meer en meer tyd insit? Hoe lank gaan my dan vat om dit te kry? En die trainer sê vir hom 10 jaar. Hy sê, maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? En die ou antwoord hom met hierdie woorde, hy sê, when one eye is fixed on the goal, you only have one eye on your path. Maar weet jy, my sussie, is dit die waarheid nie? As ons die hele tyd gaan fokus, dat ons wil net daar uitkom. As ek net skoon kan kom, sal die Here my lief hê. As ek net kan ophou hierdie sonde doen, sal ek sy teenwoordigheid kan ervaar. Wat ook al dit mag wees. As jy altyd so gefokus is op daar, en ja, ons moet werk na dit toe, ons moet doelwitte hê, ons moet na 'n punt toe werk, maar ons moet nie so besig wees om te kyk vorentoe, dat ons die pad wat ons nou moet loop, mis nie. Want daar is 'n doel met die seisoen waarin jy nou is. Die Here is nou besig om iets in jou lewe te doen. Hy gaan nie net eers oor 10 jaar begin werk nie. Hy werk nou al. Maar ons moet begin leer om te kyk vir dit. Ons moet begin leer om te sê, Here, gebruik my in hierdie situasie. Here, vloei deur my op hierdie reis, op hierdie pad. Leer my wat U my wil leer. Ek verstaan dit dalk nie nou nie, Here, maar ek vertrou U. Kom ons laat toe dat die Here in ons werk, waar ook al ons vandag is. Kom ons raak oop vir die Here, om 'n kragtige instrument in die hande van God te kan wees. Kom ons kom weer terug op 'n punt waar die Here ons kan vul, in plaas daarvan dat die wêreld ons vul. Dis tyd om weer gevul te word, my boetie, my sussie. Dis tyd om weer uit te gaan, en werklik 'n verskil te kan maak vir die koninkryk van God. Want dit gaan alles net oor een naam, en die naam is Jesus Christus. Halleluja, kom ons bid saam. U my God, my Vader in die hemel, ons kom na U toe vandag en ons vra U, Here, dat U elke persoon wat vandag vermoed en belas is, elke persoon wat vandag leeg is, wat rondkyk en nie verstaan nie, bid ek dat U vir hulle vrede en rus sal gee. Ek bid dat U vir hulle antwoorde sal gee. Ek bid dat U in hulle harte kan werk vandag, Here, dat hulle kan weet dat U is in beheer, dat U is God,
U is die Almagtige. Vader, staan vandag by hulle stil. Help ons, Here, dat ons kan begin raak sien wat U nou in ons lewens wil doen. En nie net die hele tyd fokus op waar ons wil uitkom nie, maar besef dat die Here wil ons gebruik waar ons nou is. Daarom vra ons die Here, gebruik ons. Here, U is ons steek ons hand op, stuur my, Here. Werk in my hart, Here, werk in ons harte, Here. Kry reg wat U wil reg kry, verwyder wat U wil verwyder. Maar Here, ons bid dat U sal meer word, en dat ons sal minder word. Bid vir elke persoon wat luister vandag. Here, mag U hulle seën, mag U hulle bewaar, mag U hulle dra. Mag hulle vandag weet dat U is die Almagtige, U is God. Ons is so lief vir U, Here. Ons kan nie sonder U nie. Ons bid dit in Jesus se heilige naam alleen. Amen. Amen. Mag die Here julle seën, geniet julle dag.